besig met 'n reeks bekleë vir die troonkamer. En ek is regtig opgewonde oor hierdie reeks, want hoe meer ek voorberei, hoe meer ontdek ek, hoe meer ek krap, hoe meer kry ek. Klink dit nie soos 'n Bybelvers nie? Julle wat soek sal vind, en julle wie vra sal daar 'n antwoord voor wees, en die wat klop sal vir oopgemaak word. Is dit nie wat gebeur wanneer ons die woord van God oopmaak en sê, Here, ek het hierdie ding in my hart, ek het hierdie ding wat ek beleef, ek het hierdie ding wat ek sien, en Here, ek het nodig dat U met my hieroor praat, en ek kan jou waarborg, hy gaan. So die hele reeks gaan oor die wapenrusting van God. En dit het alles begin met 'n preek wat ek geluister het, maar ook nie eintlik geluister het nie. En die persoon noem toe iets van die wapenrusting van God, en my gedagtes het afgedwaal, juis oor die wapenrusting, en ek onthou ek het vir die Here gesê, ek onthou nie eers wanneer laas het ek die wapenrusting aangetrek nie. Dis nie deel van my gebed wat ek bid nie. Wat is daar in die wapenrusting, Here, wat ek nie verstaan nie? En laasweek het ons gepraat oor die oorlog agter die oorlog. En sien, dit is beslis 'n werklikheid dat daar 'n oorlog, 'n geestelike oorlog is aan die gang op die stadium. En dis beslis 'n werklikheid dat hierdie oorlog nou al vir baie lank aan die gang is en aan die gang gaan wees totdat Jesus terugkom. En die ou wat homself uit hierdie oorlog uithaal en net ontken dat dit bestaan, is blind vir wat om hom aangaan. En kan nie die agteruitgang van sy eie lewe en dalk die mense om hom raak sien nie. Want solank as wat ons net ontken dat daar 'n oorlog is, elke jaar om en by stemtyd, dan is daar hierdie gesegde wat so in die rondte gaan, wat sê dat as jy nie stem nie, dan stem jy eintlik. Jy stem net vir dit wat jy nie wou gehad het nie. Nou, maar dis dieselfde met die oorlog. As jy nie deel is nie, as jy eintlik maar net deel, jy's net deel van die verkeerde kant. Maar wat ons laasweek vir mekaar gesê het, is die oorlog agter die oorlog is nie 'n geveg teen vlees en bloed nie. Ons vyand het baie planne en ons moet sterk wees in die Here, want die Here het alreeds die oorwinning behaal. En ons het vir mekaar gesê dat ons as Christene, ons as die liggaam, kinders van God, is nie aan die geveg om oorwinning te behaal nie. Dis nie 'n geveg waar ons nog moet bepaal wie gaan wen en wie gaan verloor nie. Dis 'n geveg waar ons alreeds die oorwinnaars is. En ons staan net teen die planne en die listighede van die vyand. Maar waarom, as die wapenrusting dan nou so belangrik is, begin Paulus nie in Efesiërs 1 met die wapenrusting nie? As dit so belangrik is om te verstaan, hoekom gaan die hele boek nie daaroor nie? Hoekom nie die hele brief daaroor skryf nie? Kan ek dit vir ons makliker verstaanbaar maak? En die Here weet hy moet vir my goed maklik maak, anders dan gaan ek dit nie verstaan nie. As jy jou nuwe Toyota Hilux se sleutel vat, en jy sit hom in die hand van 'n kleuter, en jy sê, ry, gaan dorp toe. Moenie verbaas wees as die situasie nie uitdraai soos wat jy dit verwag het nie. Moenie verbaas wees as jou Hilux terugkom en hy lyk nie soos wat hy in die advertensie gelyk het nie. Sien, die probleem op die stadium was nie die bakkie nie. Die bakkie het net gedoen wat hy gemaak is om te doen. Die probleem was die drywer, is dit nie? Ek het 'n paar koppe gesien wat nie saam met 'n Hilux stem nie.
Ons sê nee, dit was die bakkie. Die probleem is die drywer. Sien krag sonder volwassenheid is gevaarlik. Wanneer ek krag in iemand se hande sit wat nog nie reg is om die krag te ontvang nie, dan speel ek 'n gevaarlike speletjie. So daarom vat Paulus 5 hoofstukke. 5 hoofstukke voordat hy by hoofstuk 6 kom om te sê, hier is die krag wat God jou gee. Hier is dit wat jou in staat stel om te veg en staande te bly. Hy vat 5 hoofstukke om vir my en vir jou te verduidelik wie ons is, waar ons vandaan kom, wat ons rol is, wat ons moet doen, hoe dit moet lyk. Want dit is belangrik om eers te kan bestuur voordat jy in die bakkie klim. En vanoggend en volgende Sondagoggend wil ek saam met jou hierdie pad deur Efesiërs stap. Ons gaan die hoofstukke een vir een hanteer en ons gaan vir mekaar sê, wat is dit wat Paulus die gemeente probeer voorberei het? Wat is dit wat hy hulle geleer het? Wat is dit wat hy vir hulle vertel het? Want as ek en jy dit verstaan, dan maak dit ons ook soveel meer gereed vir die volheid van die wapenrusting. Vir dit waarvoor dit eintlik gebruik moet word. Ek wil net so vinnig met jou deurdraf die vloei van Efesiërs. Dit vat ons van seën na stryd toe. Van seën na oorlog toe. En ek weet dit klink verskriklik. Hoekom wil ek van 'n plek van seën af, waar die Here goed is vir my, beweeg na oorlog toe? Die realiteit is dat die oorlog daar is. En ek sal eerder uit 'n plek van seën en goed en oorvloed uit beklei, as wat ek uit 'n plek van geestelike armoede beklei. Of uit 'n plek waar ek droog en leeg is. En daarom is Efesiërs so geskryf om eers vir ons te verduidelik, hoe lyk die seën? Hoe lyk dit wat God in ons harte bewerk het? So kom ek praat met julle oor hoofstuk 1. Hoofstuk 1 van Efesiërs beantwoord een vraag. Wie is jy? Dink jy dit is belangrik vir 'n soldaat op die oorlogsveld of die vleuel van enige rugbyspan om te weet in wie se span is hy? Vir wat se kant skiet hy? Ek meen, dis die hele rede hoekom daar spandrag ontwerp is in enige sport, want weet jy wat gebeur in die hitte van die oomblik? Jy tackle enige ou met die bal. En skielik maak die geveg net nie meer sin nie. Skielik weet ek nie wat se kant toe moet ek hardloop nie. Ek is nou net hard getackle en ek weet nie of daai my paal is of daai my paal is nie. Maar gaan net hardloop tot by die naaste lyn. Daarom kom Paulus in hoofstuk 1 en hy vertel die gemeente in Efesiërs wie hulle is in Christus. So kom ons kyk na wat sê die woord. Wat sê hoofstuk 1, wie is ons? So die eerste vers wat ons kry in hoofstuk 1 wat vir ons sê wie ons is Efesiërs 1 vers 4. Hoor wat sê dit? Dit sê, so het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Jy is gekies. En wat dit spesiaal maak, is daar's 'n verskil om te dit maak 'n verskil om te weet dat ek is gekies. Ek het nie maar net opgedaag en toevallig deel geraak van 'n beweging nie. Ek is gekies om hier te wees. Jy is gekies om vanoggend in die bank te sit waar jy sit. Jy is gekies om die doel te hê wat die Here vir jou beplan het vir jou lewe.
En my gebed is dat as jy nog nie weet wat daai doel is nie, dat jy dit vinnig sal ontdek. Nie net dit wat ek Maandag tot Vrydag ingaan om by die kantoor te doen nie, maar dit wat ek vir die koninkryk van God moet doen. Dat die Here daai doel vir jou sal wys. Maar jy is gekies vir daai doel. Jy is gekies vir die situasie en die omstandighede waarin jy is. Jy is gekies vir 'n oggend soos hierdie, vir 'n dag soos hierdie, vir 'n tyd soos hierdie. Hy het jou gesien voordat jy gebore was en besluit jy is my kind. Dis 'n interessante ding om aan te dink. Die mispersepsie is dat ons kom op 'n stadium in ons lewe waar ons dink ek het God gekies. Ek het gekies om die Here te begin volg. Ek het gekies. Geen mens wil die Here dien nie. En dis nie ek wat pessimisties is nie, dis die woord wat so sê. Geen mens wil die Here dien nie, maar dit is die Gees van God wat elke persoon na hom toe trek. Efesiërs 1 vers 5 sê vir ons die volgende ding. Nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het. Jy is aangeneem. Nou ek weet dit klink verskriklik, want aanneming het 'n ding geword. You are adopted. Ek weet in die films en in die movies en die TV goed van vandag is daar gewoonlik so oomblik waar die ma vir die kinders sê, jy's aangeneem. En dan is dit so 'n bietjie van 'n ongemaklike storie. En ek weet elke tiener het ook al seker deur daai fase gegaan waar hy voel, nee, ek moes aangeneem geword het. Ek kan nie dink dat ons vlees en bloed is nie. En ek is nou nog nie 'n ouer nie, maar ek kan dink ouer voel ook so. Het ons nie dalk iewers te aangeneem nie. Maar sien, dit maak dit eintlik so spesiaal. Die wete dat ons eers nie deel was nie. Deel van die heidene nasies. Nie deel van Israel nie. En soos dit enige persoon se voorreg is, enige ouerspaar se voorreg is, om te kies wie hulle wil aanneem en dan nou nie wil aanneem nie. Net so was dit God se voorreg gewees, om te kies of hy ons wil aanneem of nie wil aanneem nie, ons wil deel maak of nie wil deel maak nie, en sy keuse was, dat ja, ek gaan. Wil jy nie vir 'n oomblik net vanoggend, maak net jou hart sag, en dink daaraan. God het jou, nie dink aan iemand anders te nie, moenie dink aan my nie, moenie dink aan die musiekspan nie, God het jou aangeneem. Hy ken jou naam, ken elke haar op jou kop, ken jou elke gedagte. Inteendeel, hy ken jou beter as wat jy jou ken, want hy ken jou toekoms ook. En hy het jou gekies. Om aan te neem is gewoonlik nie in die voordeel van die persoon wat aanneem nie. Dis in die voordeel van die persoon wat aangeneem word. God het jou nie aangeneem omdat hy jou nodig gehad het nie. Hy het jou nie aangeneem om homself beter te laat voel nie. Hy het jou nie aangeneem omdat hy 'n tekort aan krag gehad het nie. Hy het jou aangeneem, jou deel gemaak van sy heerlikheid, want hy het jou lief.
Volgende ding wat ons sien is Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade. Sonde het nog elkeen van ons oorval. Elkeen van ons het al in hierdie struik getrap, elkeen van ons het al iewers te ons enkel gesook en geval en dan gesukkel om op te staan. Sonde het ons oorrompel en ons lewens oorgevat, maar ten spyte daarvan het Jesus sy seun gestuur vir elkeen van ons. En die volgende ding wat jy is in God se oë, in die geestelike oorlog waarin ons is, in die geestelike geveg, onthou hierdie is die goed wat jy as bekend staan in hierdie oorlog. Jy is verlos en vergewe. Hy het gekom en deur sy bloed het hy jou verlos van die bande van sonde. Nou die uitdaging rondom dit is daar's mense en julle kan self identifiseer of dit jy is of nie. Maar daar's mense wat vasglo dit is nou maar net wie ek is. Ek is nou maar net iemand wat dit doen. Ek is nou maar net iemand wat vloek. Ek is nou maar net iemand wat, jy kan self die blank invul. En ek wil vir jou sê, as jy so dink, dan is jy besig om 'n leuen te glo. Want jy is verlos van die bande van sonde. Om verlos te word van die bande van sonde beteken om vrygemaak te word van die houvas wat dit oor jou het, om vrygemaak te word van hierdie drange wat in jou is, vrygemaak te word van die houvas. Maar sonde het ons nog steeds kom vlek. En ons alreeds doodgemaak. Romeine praat daarvan, hy is ons almal was dood in ons sonde gewees. En daarom het die Here nie net kom verlos nie, maar vergewe ook. Hierdie goed is belangrik om te onthou, hierdie goed is belangrik om te weet, want wanneer jy in die geveg staan, ons het laasweek gepraat oor die plannetjies en die listighede, die goed wat die vyand vir jou gaan kom fluister, hierdie is die goed wat hy gaan kom aanval. Hy gaan goed in jou oor kom fluister en kom sê, maar dink jy regtig die Here het jou vergewe vir dit wat jy gedoen het? Hy gaan in jou oor kom fluister en vir jou kom herinner, ag man, jy is ons nie eintlik verlos nie, jy het nog al hierdie begeertes binne in jou om sonde te doen. So dit is belangrik om 'n fondasie te skep waarop elkeen van ons staan, want ek moet hierdie goed glo. Sodat wanneer die vyand in my oor kom fluister, ek hom kan herinner, maar dis nie wat die woord sê nie. Volgende ding wat ons sien is elkeen van ons is verseël met die Heilige Gees. Efesiërs 1 vers 13 tot 14 sê, in hom is julle toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor het en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis om ons los te koop as God se eiendom tot lof van sy heerlikheid. Die seël wat Paulus hiervan praat, die metafoor wat in die Grieks gebruik word, is, julle het nou al, moenie vir my sê julle het nog die TV gekyk nie, julle almal het al TV gekyk. Daar's so waks seël wat hulle gebruik om 'n brief toe te maak en dan hulle nou die ring wat hulle so in hom indruk. En daai seël wat hulle dan nou daarop indruk, bewys eienaarskap. Dit sê van wie af kom die brief.
Aan wie behoort dit? Dit is 'n seël om te bevestig wie het hierdie brief geskryf. So wanneer Paulus sê julle is verseël met die Heilige Gees, dan sê hy die Heilige Gees is die merk wat ek op jou gaan sit om te sê jy is my eiendom. Want wat doen die vyand? Hy kom fluister in jou oor. En hy kom sê vir jou, maar is jy regtig 'n kind van God? Dink jy regtig jy gaan hemel toe gaan? Is die Heilige Gees regtig binne in jou? Wanneer ons hierdie fondasie gebou het, dan kan jy in jou binnekamer teruggaan en vir hom sê ek is verseël met die Heilige Gees. Wanneer? En dis die volgende vraag wat hy aanval. Dis maar jy het hom nog nooit gevoel nie. Jy kry nie hoendervleis in die kerk soos die ander mense nie. Jy praat nie in tale nie. Jy het nog nie vir iemand gebid en dan word hulle gesond nie. So wanneer is die Heilige Gees? Wanneer het hy jou verseël? Wat sê Paulus wanneer? Hy sê dit is redelik eenvoudig. Hy sê in hom toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor het en tot geloof gekom het. Dis wanneer. Dit was om eienaarskap te toon en om te beskerm. Die Heilige Gees kom woon in jou as 'n seël van God af, om eienaarskap oor jou te bevestig en om jou te beskerm. Beskerm teen wat? Die woord praat op 'n paar ander plekke van dieselfde tipe seël. Jesegiel 9 seël God 'n groep mense om hulle te beskerm teen die verwoesting. Openbaring 7, God seël 'n klomp mense weer om wat te doen? Hulle te beskerm teen die wraak. Matteus 27, die engele seël die graf van Jesus om sy liggaam aan die binnekant te beskerm. Die Heilige Gees binne jou beskerm jou van die aanvalle van die vyand. Maar hier's 'n belangrike ding om te onthou. Dit wat die Heilige Gees beskerm, is jou gedagtes, en jou hart, en jou emosies. Die storm gaan kom, en hy gaan ruk, en hy gaan verwoesting saai. Maar wanneer ek weet ek verseël is met die Heilige Gees, dan kan ek op 'n Sondagoggend my hand opsteek en sê, dit is wel met my siel. Dis hoe die Heilige Gees jou beskerm. Hoofstuk 2 van Efesiërs, God kom herinner jou, hoe het jy hier gekom? Hy het vir jou gesê wie jy is, maar glo dit of nie, is nie wie jy nog altyd was nie. Glo dit of nie, maar ek wat hier staan in die weergawe van my wat julle ken, is nie wie ek nog altyd was nie. Ek was baie louder gewees. Baie stouter gewees. Efesiërs 2 vers 1 tot 10 sê, julle was dood deur die oortredings en sondes waarin julle van tevore geleef het. Volgens die bose leefwyse van hierdie bedeling, volgens die heerser oor die mag van die lig, die heersers van die gees, wat nou aan die werk is onder die seuns van die ongehoorsaamheid. Ons almal het van tevore soos hulle opgetree, toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings op grond van sy groot liefde, waarmee ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Ja, hy het ons wat kom bewys
kan lewer van die alles oortreffende rykdom. Nee, iewers te skiep ek 'n sin. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel, sodat hy in tye wat kom bewys kan lewer van die alles oortreffende rykdom van sy genade deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle verlos deur geloof. En juis dit kom nie uit julleself nie, maar dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het, te doen en daarvolgens te leef. Iets verander wanneer jy God se woord lees, nie net as 'n paragraaf of 'n stuk nie, maar as iemand wat met jou praat. Want elkeen van ons was geestelik dood gewees. Dis hoe jy hier gekom het. Dit is hoe jy in hierdie wêreld ingekom het, of jy nou daarvan hou of nie. Ons is gebore in 'n sondige natuur in. Wie dink jy het die baba geleer om so saggies as moontlik die koekieblik oop te maak en 'n koekie uit te haal sodat niemand hoor nie? Nee, dit was nie die pa nie. Kan jy onthou wie het jou geleer lieg? Sorry, dit was dalk bietjie direk gesê. Maar kan jy onthou? Nee, jy kan nie. Want dit kom natuurlik. Dit kom natuurlik vir ons as mense om skelm te wees en te lieg en te jok, te beroof, te steel. Niemand leer ons hierdie nie. Dis waarin ons gebore is. Maar sien, die dag wanneer jy jou oë op Jesus Christus slaan, die dag wanneer jy die evangelie hoor en tot geloof kom, wanneer jy glo Jesus Christus het vir jou gesterf, dan word jy lewend gemaak. Paulus sê in hierdie teksgedeelte, opgewek saam met Christus. Nou wil ek jou hierdie vraag vra, want hierdie is wat ons fondasie bou, hierdie is wat vir jou die rots gaan gee om op te staan wanneer die oorlog kom. Wat beteken 'n dooie persoon in 'n oorlog? Paulus skryf vir die gemeente in Efese en hy sê, julle moet hierdie ding verstaan. Julle moet glo in die evangelie. Julle moet glo wat Jesus gedoen het. Julle moet in hom glo, sodat julle lewend gemaak kan word, sodat jy weer kan leef. Want as die oorlog kom en jy leef nie, dan gaan jy niks beteken nie. Weet dat jy is opgewek in Christus Jesus. Daarom moes God ons eers lewend maak deur Christus Jesus in ons plek te laat sterf. Want sien, eers nadat jy lewend gemaak is, roep God jou. En dan gee hy jou die wapenrusting. Hoofstuk 3 van Efesiërs sê vir ons dat die kerk is die bewys van God se genade. En as jy hoofstuk 3 gaan lees, en jy onthou hierdie, dan gaan hoofstuk 3 vir jou soveel meer sin maak. Die kerk is 'n bewys, nie teenoor ons nie, teenoor ander, van God se genade. Efesiërs 3 vers 10 sê, gevolglik kan die ryklike geskakeerde wysheid van God nou deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word. Die bewys van God se genade. God se ryklike genade word nou bekend gemaak.
wanneer ek bewyse bring in die hof, in 'n hofsaak, dan maak ek sekere goed bekend aan mense. Hier is wat ek bymekaar gemaak het. Hier is wat dit, en ek sien die sosiale media en so aan is nou weer vol goed oor Charlie Kirk en sy dood en die nuwe goed wat nou uitgekom het en dit klomp. Almal het nou bewyse van goed wat gebeur het. Die kerk is 'n bewys van God se ryklike genade teenoor mense. En jy stem dalk nou jou kop saam. Skud jou kop en stem saam, maar dit wat Paulus sê, tref eintlik bietjie harder. Want sien, hier is die geheim. Om 'n volgeling van Jesus te wees, om 'n kind van God te wees, maak ons nie beter as enigiemand anders nie. Inteendeel wat Paulus hier in die res van die hoofstuk sê, die res van hoofstuk 3, sê hy, ek is 'n bewys van God se genade, dat ek as 'n sondaar, ek as een van die mense wat die verste weg was, ek as een van die mense wat die meeste aangejaag het, wat die vuilste was, wat die verste van God af was, iemand soos ek, as God my kan red, dan kan hy jou red. En teenoor wie? Teenoor wie sê hierdie vers is ons die voorbeeld? Hy sê teen die owerhede en die magte van die hemel. Klink dit vir julle bekend? Teen wie sê hy is ons stryd in hoofstuk 6? Teen die magte en die owerhede in die hemel. So hy begin al reeds hier daarvan praat. So wat sê hy moet jy doen teenoor die magte en die owerhede in die hemel? Wees 'n voorbeeld van God se genade. Wees 'n voorbeeld dat hy jou vrygemaak het. Wees 'n voorbeeld dat hy jou verlos het. Hoekom? Vers 6 van hoofstuk 3 sê, naamlik dat diegene wat deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenote aan die belofte in Christus Jesus. Die Engelse vertaling sê, and this is God's plan. Both Gentiles and Jews who believe the good news share equally in the riches inherited by God's children. Both are part of the same body and both enjoy the promise of blessing because they belong to Christ Jesus. Heidene en Jode wat eens vyande was, is nou versoen met mekaar. Hoekom is dit belangrik vir ons as kerk om as 'n voorbeeld op te tree? 'n Voorbeeld vir die mense daar buite, 'n voorbeeld vir die magte en die owerhede. Hoekom? Om die werk wat God te doen het, te wys vir die mense. Die werk wat hy gedoen het waar daar eens verdeeldheid was, waar God nou eenheid gebring het. So wanneer ons as kerk nie optree soos wat God van ons verwag nie. En as ek praat van ons as kerk, praat ek nie van myself en van die bedieningsleiers en die kerkraad nie. Praat van elkeen van ons wat hier sit vanoggend. Wanneer ons as kerk nie vergewe nie, wanneer ons steel en wanneer ons moor, wanneer ons vervolg en beklei, wanneer ons bitter is, wanneer ons rassisties optree, wanneer ons trots koester en verdeeldheid saai, dan is ons nie die voorbeeld vir die vyand wat ons moet wees nie. Van die oorwinning wat Christus vir elkeen van ons behaal het, die oorwinning maak al hierdie goed tot niet. Ek en jy moet 'n voorbeeld wees en vir die vyand herinner, hierdie werke wat jy probeer saai,
hierdie werke van onvergifnis, hierdie werke van verdeeldheid, hierdie werke van bitterheid, dit wat jy dink jy besig is om te doen, ek gaan vir jou 'n voorbeeld wees, dat jy is magteloos. En jy het geen houvas op my nie. So deur om te vergewe, en te laat gaan van bitterheid, deur om nie verder te beklei nie en nie te vervolg nie, is ek besig om my doel, dit waarvoor God my gemaak het, uit te leef. So wat Paulus dan sê is, ek, deel van die kerk, is 'n voorbeeld van God se groot plan, sy wysheid, sy genade, om die vyand te herinner dat hy magteloos is. Sien, die vyand kon die kruis nie keer nie. En die vyand kan die kerk nie vernietig nie. Maar die vyand kan jou laat vergeet dat jy 'n voorbeeld moet wees. Die vyand kan jou laat vergeet dat jy 'n getuienis het. En daardeur stel hy sy eie voorbeeld aan van die houvas wat hy nog op die liggaam het. So met hierdie kennis dan, hierdie is die fondasie waarop ons bou. En ek het dit nooit waardeer as die onderwyser die klas afgesluit het met so, hier is die huiswerk. Maar ek gaan hierdie preek afsluit met so, hier is die huiswerk. Gaan spandeer tyd en moeite hierdie week wat kom in Efesiërs 1, 2 en 3. Met die vraag, Here, wie is ek? Here, waar kom ek vandaan? En Here, wat verwag U van my? Want wanneer my fondasie sterk is, wanneer dit waarop ek staan gegrond is in Jesus Christus, dan is dit nie so maklik vir die vyand om my om te stamp en te stoot nie. Die Here sê vir die profeet in die Ou Testament, my volk gaan ten gronde. My volk is besig om vernietig te word. My volk is besig om die oorlog te verloor, hulle het 'n gebrek aan kennis. En hierdie is nou 'n klomp kennis. Ek weet dit is nie die wow, Heilige Gees spreek wat ons laat wil opspring en ons hande in die lug steek nie. Maar sonder 'n fondasie, sonder om te weet wie jy is, waar jy vandaan kom, wat Jesus gedoen het om jou te red, sonder dat jy weet dat jy 'n voorbeeld is, nie net vir sondaars daar buite nie, maar vir die magte, vir die owerhede in die lig. Jy's 'n voorbeeld vir hulle van God se almagtige, ryklike genade. Jy's 'n voorbeeld van sy werk. As jy dit nie weet nie, dan is jy maar soos 'n dobbertjie wat net deur die golwe rondgeslaan word. En dit is in hierdie sekerheid van wie ek is, waar ek vandaan kom, en dat ek 'n voorbeeld is wat my help om staande te bly. Kom ons sit net so, dan bid ons saam.
Here, U is ons verlosser en ons redder. Here, ons wil ons lewens vir U kom gee. Here, ek wil bid en vra dat wat ook al fondasie ons gebou het, liewe Heer, wat ook al ons bymekaar gemaak het wat nie van U af is nie, Here, wat ook al leuns ons deel gemaak het van ons fondasie, Here, dat U vanoggend dit sal kom afbreek en verwyder deur U bloed, Here, en deur die Heilige Gees. En Here, ek wil bid en vra dat U in hierdie week wat kom, elkeen van ons weer sal opbou op die fondasie wat U vir ons hier in Efesiërs gee. Sodat Here, wanneer die aanvalle en die aanslagte van die duiwel kom, liewe Heer, ons staande sal kan bly. Here, ek wil bid en vra, Here, dat U Heilige Gees 'n dringendheid op elke persoon se hart sal sit in hierdie oggend. Om meer van U te leer. Om meer in U woord tyd te spandeer. Om meer tyd in gebed te spandeer, Here. So baie dankie, Here, vir U liefde. Dankie vir U genade. Here, ons gee aan U al die eer en al die lof. En ons bid dit in U wonderlike en heilige naam alleen. Amen.